En daar waar jy staan vanmôre. Steek jou hande hoog op en sê, Here, hier is ek. Let thy spirit move in me this morning. Dat die Gees deur my sal werk en deur my sal beweeg. Elke lewe wat ek bewus sal val. En ek wil Here se naam vanmôre prys en groot maak en aanbid. Here vir die werk wat U doen in elkeen se hart. Dankie sê vanmôre dat U daar is om my te reik na elkeen, 'n wonderwerk te doen in elkeen se binneste. En Here, ons weet vanmôre dat U deur die Heilige Gees se môre 'n wonderwerk kan doen. Deur die Heilige Gees se môre mense se lewens kan verander. En dus kom ons dit bid en vra vanmôre in die naam van ons Here. Here, ek dank U daarvoor. Ek prys U daarvoor. Ek loof U daarvoor in Jesus naam. Breek die woord vir ons. Doen dit vanmôre, Here, want die vyand soek dit nie. Doen dit vanmôre in ons lewe. Doen dit vanmôre. Praat met ons, deel met ons in Jesus Christus se naam. En ons dank en ons prys en ons loof U daarvoor. Laat die kinders van die Here sê, amen en amen. Amen. Nou vanmôre gaan ons weer terug na ons gedeelte oor die konings van Juda deel 4. En ons geleesde gedeelte is 2 Kronieke 32, ekskuus nog 9 tot 21 is 'n bietjie lank, maar ek moet dit vir julle lees. En dan die titel van my boodskap of subtitel van dit is hy blye slang. Jy weet van wie ek praat. Hy blye slang. Hy het nog nooit verander nie. Kom ons gaan saam lees dan daar 2 Kronieke 32 vanaf die 9de vers tot en met die laaste vers van daai hoofstuk, en dit is natuurlik vers 23 wat hy gesê het. Nee, goed. Vanaf die 9de vers, kom ons lees saam, kyk op die skerm. Hy sê hierna, kyk hy woordjie hierna, nou jy weet, na die vorige ding wat gebeur het, hierna, het Sanherib, is nou die koning van Assirië, hy self en sy hele ryksmag, wat saam met hom by Lachish sy dienaars na Jerusalem gestuur, na Hizkia die koning van Juda, en na die hele Juda wat in Jerusalem was, om te sê, so sê Sanherib die koning van Assirië, waarop vertrou julle, dat julle daar ingesluit bly sit in Jerusalem? Verlei Hizkia julle nie, om julle van honger en dors te laat sterwe, daar deur te sê, die Here onse God sal ons red in die hand van die koning van Assirië. En dieselfde Hizkia nie sy hoogtes en sy altare verwyder en aan Juda en Jerusalem dit gesê nie. Voor een altaar moet julle neerbuig en daarop offerrook laat opgaan. Weet julle nie wat ek en my vaders, weet jy wat hy sê, wat ek en my vaders aan al die volke van die lande gedoen het nie? Het die gode, klein gee, van die nasies van die lande ooit hulle land uit die hand kon red, uit my hand kon red? Wie was daar onder al die gode, klein gee, wat hierdie nasies wat my vaders met 'n bandvloek getref het, wat sy volk uit my hand kon red? Dat hele God, hier kom hy nou net, dat hele God, hy stel ons God, sy God, die God van Israel op dieselfde vlak as hulle God. Of daar die gode. Dat hele God uit my hand sou kan red. Laat Hizkia julle dan nou nie meer dreig en julle nie op so 'n manier verlei nie en glo hom nie, want geen enkele God kan gee van enige nasie of koninkryk het sy volk uit my hand uit in die hand van my vaders kon verlos nie. Hoeveel minder, luister wat hy sê,
sal julle God, die God van Israel, julle uit my hand kan verlos. Hy speel nou met vuur. Sy dienaars het nog meer teen die Here gespreek en teen sy knegt Hizkia. Hy het ook 'n brief geskryf om die Here, die God van Israel, te smaak en teen hom te spreek deur te sê, soos die gode van die nasies van die lande wat hulle volk uit my hand nie gered het nie, so sal die God van Hizkia sy volk ook nie uit my hand kan red nie. En hulle het hardop in die Joodse taal geroep na die manskappe van Jerusalem wat op die muur was, om die bevreesde beskik te maak, sodat hulle die stad kon inneem. Hulle het oor die God van Jerusalem gespreek, soos oor die gode van die volke van die aarde, 'n maaksel van mensehande. Maar toe Hizkia, die profeet Jesaja, die seun van Amos, hieroor gebid en na die hemel geroep het, stuur die Here 'n engel en hy het al die dapper helde en bevelvoerders en owerstes in die laar van die koning van Assirië verdelg, sodat hy met 'n onbeskaamde aangesig na sy land teruggekeer het, en toe in die huis van sy God kom klein gee, en die wat sy eie liggaam voorkom, sy kinders, sy seuns, het hom met die swaard neergeslaan. En die Here het Hizkia en die inwoners van Jerusalem verlos uit die hand van Sanherib, die koning van Assirië, in die land van almal en hulle rondom tot rus gebring, en baie geskenke en aan die Here na Jerusalem gebring, en kosbare geskenke aan Hizkia, die koning van Juda, sodat hy daarna in die oë van alle nasies hoog gestaan het. Ons sê almal die woord vanmôre. Lord is goed. Devil se vyf goed. Ja. Maar reg deur die Bybel, reg deur van die boek Genesis af, reg deur tot die boek Openbaring, vind ons hierdie ou slang se versteekte karakters. Sy versteekte karakters. Maar wat in die begin was in die boek Genesis, is hy nog steeds vandag. En wil ek eintlik sê, hy is eintlik boser. Omdat hy weet en besef dat sy tyd hardloop uit. Die Bybel leer ons hy's 'n versoeker. Hy is 'n misleier. Hy's 'n aanklaer. Hy's ons vyand, dis wat die woord ons leer, hy's ons vyand. Hy's 'n dief. Hy's 'n verwoester. Hy's 'n striksteller, Psalm 91, dit weet ek staan daar. Hy's die vader van leuns. In die boek Openbaring vind ons hom as 'n draak, hy's 'n draak. Dis sy verskillende persoonlikhede wat hy openbaar, reg deur die Bybel, van die begin van die skepping tot aan die einde, wanneer hy in die poel van vuur gewerp sal word. En werk hy deur misleiding en die verdraaiing van die waarheid. Hy vang mense deur die misleiding en verdraaiing van die waarheid. En sy grootste wapen wat hy gebruik teen elke persoon, elke kind van die Here, is vrees. Vrees is sy geloof wat hy gebruik teen die kinders van die Here. En hy sal enige ding, kan ek sê, aanpas en doen om daardie persoon in daai hoek te druk en om vreesbevange te maak. Ons gaan daarby kom vanmôre. Nou Sanherib, die koning van Assirië, het Lagos in die Bybel beset. En Lagos was die tweede belangrike stad in Jerusalem. En hy het dit ingeneem. En teen die tyd toe hy dit gedoen het al die ander stede in Jerusalem kennis geneem van die besitname en oorwinning. Nou moet julle sê wat pastoor sê vanmôre. En selfs ook die wrede manier wat hy gebruik het
om sy vyande tot oorgawe te dwing. En toe ek dit lees, toe sidder ek. Wie wat hulle gemaak? Hulle kom af op 'n klei of 'n klein tablette waarop geteken het, hulle snaakse tekeninge daar. En op daai klein tablette vind hulle uit dat by spesifieke tyd, toe Belagus aangeval het hulle mense lewend hulle velle van hulle afgetrek. Lewens hulle velle van hulle afgetrek en het regdeur versprei en het daai mense vreesbevange gemaak sodat hy kon oorneem. Dit wys op hy klein tablet wat hulle gewys het daar van daardie tyd af spesifiek, en dit wys dit is 'n Lagos wat dit gebeur het. Want Lagos was 'n baie groot stad. En hy daardeur hulle sy vyande dan tot oorgawe gedwing. Die eerste belangrike punt vanmôre in ons geleesde gedeelte is dit. Hy stuur Sanherib, ek moet die een ding gee, anders gaan nie verstaan nie. Hy stuur van sy leiers na Hizkia in Juda, want hy het Juda gesoek, om die volgende boodskappe oor te dra. En hy kom met 'n groot en swaar leer wat hy daar gebruik het van hulle, kom en hy bring hulle saam, en hy kom staan kamp op in Jerusalem, en hy bring sy leiers saam, en sy leiers sal staan daar, en roep na koning Hizkia. En dit wat pastoor sê vanmôre, luister, omdat die man die priester is van die huis, sal hy eerste, wanneer die duiwel kom, sal hy eerste die man aanval. Eerste die hoofpersoon. Eerste die priester van die huis. Daarna sal die ander aanval as hy inkom kans kan kry nie. Maar hy taak dat ek die woord mag gebruik, die persoon in beheer. Hy taak die persoon in beheer in jou besigheid. Hy taak die persoon in beheer of dit jou baas is by die werk. Hy taak die pastoor wat die herder is van 'n gemeente. En as hy dit kan reg kry, gaan hy na die volgende en hy neem hy stad in besit. In hierdie geval het hulle die koning geteken en toe sy manskappe staan aan 'n hele stuk wat ons gelees het. Eers die koning geteken en toe die manskappe. En ons vind sy verskillende leiers wat hy van praat, ook daar in 2 Konings 18 vers 17 gelees het daar. En die leiers wat hy gestuur het, is snaakse name, ek het nooit hulle besef nie, maar hy stuur die Tartan, die woord is daar Tartan, net soos ek het sê. Hy stuur 'n Tartan of die Tartan, en die Tartan, he was the commander-in-chief, die Tartan. Saam het hom gekom die Rabsara, R-A-B-S-A-R-A-R-E, Rabsare. Nou die Rabsare was 'n chief officer en court officer. Dan saam met hulle het ook gekom die Rabsake, R-A-B-S-A-K-E. En die Rabsake was the field commander or spokesman. Hy was iemand gespreek, hy is iemand die dinge oorgedra het. En dis wat sy leiers wat saamgekom het, en hulle het die woorde gespreek, woorde losgemaak, laat mense dan moet luister en sê, kyk na ons leer, weet jy, ken jy ons koning, ken jy die geskiedenis van sy vaders, ken jy die geskiedenis wat hy gedoen het so ver, en het probeer deur die woorde wat hulle losgemaak het hulle probeer om vrees los te maak in die mense se lewe. Heel eerstens het hy die ingang van die oog gebruik, toe hy met sy weermag, of gedeelte van sy weermag, in Jerusalem kamp opgeslaan. Nou, hulle moes dit raak sien, want sy wagte en van sy leer mag mense op die muur en die wagtorens gestaan. Hulle daai duisende soldate gesien. En wat hulle gesien het, hulle oorgedra aan die ander oorgedra na die koning toe. So hulle het presies geweet wat die mense is en wie die mense is wat daar staan. En hulle die kan ek sê vanmôre as jy dit wil gebruik, hy gebruik die ingang van die oë
om by die hart uit te kom. En binne die hart plaas hy die vrees. En nadat hy dit gedoen het, gebruik hy woorde om vrees los te maak oor Hizkia, oor sy weermag en oor die mense in die stad. Want die heel eerste ding wat hulle dink, hoe gaan hulle ooit, hulle het 'n paar mense wat nie groot weermag het, hoe gaan hulle ooit as 'n handjie vol mense en weermag, hoe gaan hulle die mense kan oorwin? En dis die taktiek van die vyand van steeds nog vandag. Hy gebruik die oë, kyk na die ding wat hy doen. Hy laat jou dinge sien wat glad nie bestaan nie. En terwyl jou oë is die ingang na jou hart. Luister mooi, wat jy sien, werk jy sommer self aan. Jy vat dit en jy byt en werk self aan dit, al bestaan daardie ander ding glad nie. En dan verander jy dit, dat dit by jou kan pas. Jy skep 'n prentjie waarin jy kan glo en nie noodwendig waarin ander glo nie. Jy glo dinge wat glad nie bestaan nie, al wat jy sien daar, maak jy nog, as daar 1000, maak jy dit sommer 2000. Luister wat pastoor sê. As hulle gewone mense is, dan maak jy dit sommer reuse. Wat het Israel gedoen? Die verkennis wat uitgegaan het, hulle het gesê, ons lyk so springkanne in hulle oë. Verstaan, ons lyk so springkanne in hulle oë. Dis wat hulle gedink het, toe hulle die reuse sien. Klaar daar het hulle vrees opgetel, klaar daar het vrees hulle oorhand oor hulle gekry. Vrees is die punt van sy spies. Vrees is die vel van sy skild. Vrees is die lint van sy swaard. Hy gebruik vrees reg deur al die eeue, gebruik hy vrees om inkomkans te kry in 'n huis, om inkomkans te kry in 'n huwelik, om inkomkans te kry in jou finansies, in jou besigheid. Hy gebruik vrees. Ek luister na 'n storie, 'n ware verhaal, waar 'n man en vrou 'n besigheid gehad, ek weet nie of dit 'n restaurant was of wat hulle gehad het nie. Hy het besluit, hy kon dit quits. Hy kan nie meer nie. Sy besigheid is besig om onder te gaan. Hy's 'n kind van die Here. Hy weet nie wat om te doen nie. Hulle verloor, hulle maak nie geld nie. Hulle kry minder as wat hulle uitgawes is. En hy gepraat met sy vrou, en sy vrou, en ruggie stil gebly, sy sê, ek weier. Hy wil net handdoek ingooi, en te kere gaan, en so gebeur het, kom het by ouheids, en hy gesels met die persoon vertel hom, hoe gaan het om, hy vertel die hele storie, hy sê, vir hom, ja, jou vrou is reg, hy sê, want, jy bid verkeerd. Jy bid verkeerd. En hy vra vir die persoon, 'n vriend van hom, hy sê, maar hoe bedoel jy? Hoe bedoel jy wat doen? Ek bid elke dag, ek bid. En niks gebeur nie. Hy sê, wat soek jy van die Here? Moenie sê, Here seën my nie. Wat moet die Here jou seën? Kom nou mense, luister wat so sê. Wat soek jy? Gee my guns. Wat se guns soek jy in jou lewe? En die persoon begin met hom deel. En agterna vra hy van die persoon, het jy van die Here gevra om julle finansiëel te sien? Hy sê, ons bid dit elke dag. As jy wat van die Here gevra het, hy het gesê, Here help ons finansiëel. Hy sê, is verkeerd. Jy bid verkeerd. Toe begin hy opstandig raak die persoon. Hy sê, maar hoe kan die persoon bid verkeerd? Hy sê, jy moet vir die Here sê, wat jy soek. Jy moet spesifiek wees. Jy soek soveel dollars 'n maand of 'n dag om deur te kom in jou besigheid, anders gaan hy jou nie. Ek sê altyd, jy bring 'n mixkraal na hom toe die Here moet daar uithaal wat jy dink wat goed is. Kom nou mense. En hy swaai die ding heeltemal. En hy begin spesifiek bid en hy sê, Here, dis wat ons nodig het elke dag om deur te kom.
dag alles, en dan toe alles terug kom jy aan, toe jy nou sy tolls bymekaar maak en alles oopmaak, tot hulle $1 en 'n paar sent oor dit wat die Here vir die Here gevra het, wat hulle daagliks nodig het. Hallo! So die duiwel haal jou fokus af van daai dinge. Hy bring vrees jou pad langs. Jy sê, Here, maar ek bid. Ek vra vir 'n deurbraak. Ek vra vir seëninge. Ek vra vir 'n wonderwerk. Ek vra genees my. Ek vra allerlei dinge wat ek vra. Maar Here, niks gebeur nie. Hoe bid jy? Wat vra jy? Wat soek jy? En die duiwel weet dit. Hy weet presies wat om te doen en waar jou op 'n plek te bring waar jy stagnant raak, vreesbevange raak, niks doen nie, allerlei dinge begin sien en hoor wat glad nie bestaan nie, en dis wat hy hier gedoen het. Hy mense wou vrees losmaak oor Hizkia, oor sy mense, oor sy leiers. Hy wil vrees losgemaak het oor sy troepe, en hulle het aangehou dit sê, en terugverwys wat so groot oorwinnings hulle behaal het, en wat hulle gedoen het, en geen God klein gee, kon enigiemand van die nasies red nie. Ja. Luister. Wat hy maak, Hizkia stuur sy leiers uit, na die leiers van die koning van Assirië. En Sanherib se mense praat toe met die leiers van Hizkia, en luister wat hulle sê, weet jy, dis hoe die duiwel werk. Luister wat hy sê. Hulle sê, so spreek die groot koning van Assirië. Groot koning, as niemand groot behalwe God homself nie. Luister wat hy sê, en vra. What is the reason for this confidence that you have? Wat is die rede dat jy so kokkie is? Wat is die rede dat jy op wie vertrou? Wat is die rede? Hoekom doen julle? Wat se rede is daar? Dink jy of julle dat net lippetaal en dapperheid alles wat jy nodig het en nodig sal hê in 'n oorlog? Sal die vyand verander na hy verander na sy taktiek en maak seker dat hulle hoor wat hy sê. Hy werk nie gehoor. Hy sê, luister na my. Op wie vertrou julle nou eintlik? Mense, dis tog 'n common ding wat die vyand gebruik. Hoekom bid jy? Hoekom bid jy nog langer? Waaroor bid jy nog steeds as daar nog niks gebeur het in jou lewe nie? Jy is siek, maar jy bid nog steeds. Jy is arm en jy sukkel, maar jy bid nog steeds. Kom nou mense, met my het baie keer gebeur. Hoekom hou jy aan bid? Hoekom hou jy aan bid? Hoekom doen jy dit? Wie staan wat na jou luister? Wie gaan jy uitkoms gee? Op wie vertrou jy nou eintlik as die God van die hemel en aarde na jou luister en jou gebed nie beantwoord nie? Dink julle Hizkia sal julle teen so oormag kan help? Maak julle staat op Egipte, 'n geknakte riet, iets waarop julle vertrou, maar julle kan nie help. Met ander woorde, hy praat van 'n geknakte riet. Egipte was al klaar in die grond in. Hulle was klaar oorwin. Maar dan maak julle staat op die arm van die vlees. Ons kan nie staat maak op die arm van die vlees nie. Ek kan nie, as ek in 'n probleem vasgevang is, op die arm van die vlees geen vrykoms nie. Ek kan nie, as dinge my pad langs kom en die duiwel druk my die hoek in, staat maak op die arm van die vlees. Ja, kan mense vra om saam met te bid, ek verstaan dit, maar ek kan en ek mag nie op die arm van die vlees lê nie. Ek moet eers my toevlug na hom toe neem. Ek moet by hom gaan hoor wat is die volgende stap wat ek moet doen. Ek moet by hom gelê en daar by sy voete gelê en met hom gaan gesels.
en my saak uitpraat met hom. Ek kan 'n mag nie op die arm van die vlees lê nie. En dis wat hulle wou hê, dat Hizkia moes dit hoor. Op wie vertrou julle nou eintlik, as Egipte nie eens in staat is om julle te help nie? Egipte is groter as julle, en wat julle het met hulle groot meer, kan ek sê, soldaat as julle. Hoe kan julle help as hulle klaar getakte riet is? Ja, weet jy, hy sal in jou gedagtes karring regdeur. Hy sal karring in saadblad, hy sal karring in slaapblad, karring in saadblad. Hoekom lees jy Bybel? Hoekom gaan bid jy so vroeg? Kyk hoe moeg is jy. Kyk daardie ding. Ek het op my tye verander van gebed. Die duiwels het nie mekaar, jy weet nie wat ek gaan bid meer nie. Heeltyd nie mekaar. En in die week toe stap hy my net so een oggend met blaasinfeksie. Daar sit ek. Die aand kry ek koue koors en ek swarm en kry koors en koue koors en probeer my terughou. Die tweede dag daarna toe ek weer terug daar. Toe begin ek weer bid. Verstaan? Hy soek dit nie meer. Solank jy bid, het hy probleme. Solank jy die aangesig van God soek, het hy probleme. Solank jy met Vader praat, het hy probleme. Hy sal enigiets probeer om jy terug te hou van jou gebedstyd, om het omver te gooi. Hy sal enigiets probeer. En hy klaar vir hulle gesê, wat help het? Julle kyk na ander dinge, na wie ook al julle kyk. Niemand is daar om julle te help, om en julle te bevry in die mag van die Assiriërs nie. Ja, dis sy taktiek. Hy hamer daarop. Tweedens, kom hy en hy sê, maar as jy vir my sê is, ja, ons vertrou op die Here, ons God groot gee. Is dit nie wie se hoogtes en wie se altaar Hizkia verwyder het, sy praat met Hizkia, verwyder deur aan Juda en Jerusalem te sê, vir hierdie een altaar moet julle buig. Hizkia het dit wel gedoen, maar wat hy afgebreek en vernietig het, was afgode altare. En ek sien iets, dat hulle God op dieselfde hoogte stel as 'n afgod. So as jy al daardie afgodsaltare afgebreek het, en hulle het geglo, hoe meer afgodsaltare, hoe meer krag. En ek wil sê, hoe meer afgodsaltare, hoe meer krag het jy. Jy het nou een oor waard gebeur, jy sê nou niks krag oor nie. So hulle dink dat die afgodsaltare kan vergelyk met God se altaar, kan nie. En dis hoekom dit belangrik is om jou huis te gaan. Mense het my getref, moenie dinge daar berre wat jou ruggraat grillings laat kry en jou laat hare regop staan en allerlei dinge wegstek om vir ouma en oupa of ouma afkom en sentimentele waarde het nie. Want hoe meer afgode, hoe meer dinge jy al het wat 'n punt van kontak is en die Gees is reël en werk daarvoor, hoe meer krag word losgemaak in jou huis. Negatiewe krag, duisterse krag word al losgemaak in jou huis. Luister wat pastoor vanmôre sê. Don't keep that things, get rid of that things. Gaan verbrand dit. Nie vir jou kleinkinders gee nie. Gaan verbrand dit. Raak ontslaaf van dit. Hier lees ek nou, dat hulle het geglo, hoe meer afgode, hoe meer krag. So meer aan jou huis is, hoe meer krag is huis, hoe meer bose dinge sal plaasvind in jou huis. En wie amen dit sê, die sê ouds pastoor. Yes. En ek kom verder. Hy sê Hizkia, nou, weet jy, die duiwel is startend. Ekskuus nog, hy startend. Hy skokkie. Wat hy weet, as jy nie weet nie, kan jy niks doen nie. Hy weet, as jy die woord nie ken nie, en jy weet wat die woord sê nie, kan jy niks doen nie.
Dis hoe my kokkie is. Hy skokkie. Luister wat hy sê. Hy sê, ek gee jou 2000 perde. As jy die ruiters vir my kan wys. Hy tart hom. Hy tart hom. Jy weet, hy wil, dis hoe die duiwel kom, hy weet, en dis hoe hy by jy uitkom, en ek gaan nou oor praat in die week, die Sondag, want nou kom ons hier ons spaar, sal ek praat oor die gebed van Hiskia, en daarna gaan ek praat oor, moet die jou skatkamers vir jy oopmaak, en Hiskia gedoen het, vir jou hart oopmaak. Hy tart om te hoor wat het hulle nog. Het jy dan 2000 ruiters wat jou beperk die perde kan sit of jy meer? Hy het nie presies geweet hoeveel daar is nie. Hy het nie presies geweet hoe groot die weermag van Hiskia was nie. Hy moes sekere metodes gebruik om dit uit te vis en die duiwel doen dieselfde. Hy ken jou sekere patrone wat jy volg. Sekere patrone van gebed hoe jy bid. Swaar het om in plaas staan in die oggend die Here dankie te sê, begin jy lofprysing is, dan gooi jy sy hele beplanning omver. En die volgende oggend as jy dit doen nie, dan staan jy op en begin hardop bid, dan weet jy wat om te doen nie. Maar moet nooit begin met dieselfde patroon in jou gebed nie, want hy kyk daarna en hy rig sy dinge ooreenkomstig dit soos jy bid. Mense, ons het te doen met 'n magtige wesen, met 'n georganiseerde weermag wat in die geesteswêreld is, wat ek en jy alleen kan aanvat nie. Ons het Jesus Christus nodig om saam met ons dit te doen. Ons werk as 'n span saam, so jy kan nie net doen wat jy wil en dink jy gaan wegkom nie. Jy moet presies weet wat jy gaan doen. Jy moet presies weet watter wapens om te gebruik om daai dinge te stop voor hy in kan kom dan te kom sien wat jy is. Ons is bekend met die stories. Ons is bekend met die stories. Hy sê, weet julle nie wat ek en my vaders aan die volke van die lande gedoen het nie. En die gode van die nasies van die land gee, dit ooit kon reg kry om hulle land uit ons hande te kon red, dat julle God julle uit my hand kan red. Nou vergelyk jy weer God met Israel en die God van Israel met hulle afgode. Hy sê, hoeveel minder sal julle God julle uit my hand kan verlos? Speel met vuur. Derde plek toe, verander sy taktiek weer 'n keer daar. Sy het gekom dat Hiskia moet sien, nommer 1. Hy het gekom, tweedens dat hy moes hoor, sy ingang na die hart, en derdens wil hy nou sy soldate bereik en sy mense bereik om hulle teen hom te draai. Teen Hiskia te draai. Hoekom luister julle sê na Hiskia se hy bedrieg julle? Kom ons gee vir julle dieselfde as wat julle het en nog meer, julle eie wingerde, water ensovoorts. Want as Hiskia se mense teen hom draai, het die vyand klaar gewen. Wat sal hy doen? As die Bybel sê, as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, val hy. Hy val. Dis hoekom Christelike huwelike tot niet gaan. Dis wat in my hart opkom vanmôre. Want kinders kies kant, baie keer die verkeerde kant. En besighede dieselfde kies 'n kant, en baie keer die verkeerde kant. En door die saad is nou gesaai in die kamp, in die harte van Hiskia en van sy mense. Dus Hiskia, die leier en die koning van Juda, om te besluit wat hy gaan doen. In die laaste slag wat hy wil toedien, want hy sien, hulle reageer op sy woorde nie. Hy doen nie die duiwel hard dit, hy soek, jy moet optree, jy moet iets doen.
aan sy kant, hy word gevoel daardeur, maar hier doen Hizkia glad niks nie, en hy gaan skryf 'n brief aan Hizkia, en in die brief sê die Bybel vir ons, het hulle die God van Israel gesmaak en gesê, soos die gode van die lande, wat hulle volk uit my hand nie kon red nie, so sal die God van Hizkia sy volk nie uit ons hand kan red nie. Vierde plek. Wat doen Hizkia? Die mense, sy boodskappers, wat die brief na hom toe gebring het, skeer hulle klere, in tyd, hulle is 'n teken van rou. En die Bybel sê dat Hizkia het sy klere geskeer, die brief geneem, en na die tempel van God, die God van Israel gegaan, en het voor sy aangesig van die Here uitgespreek en daaroor gepraat baie. En het uitgeskryf voor die aangesig van God, en gesê, lees dit, God van Israel, lees wat hulle sê van u, en lees wat hulle sê van my. Hy het dit lankal geweet. Die God van Israel het lankal geweet. Hy het gekyk na die reaksie van Hizkia. Hy kyk na die reaksie wat ons gaan doen. Hy weet wat gaan gebeur môre. Hy weet wat volgende week gaan gebeur, maar hy kyk na ons reaksie. Wat gaan ons doen wanneer ons agterkom daai ding gebeur in ons lewe? Gaan ons vlug? Gaan ons moedeloos raak? Gaan ons sit? Of gaan ons daai brief na die tempel toe neem? Na ons gebedsplek waar ons gaan neerlê en oop skryf voor die Here en sê, Here, lees daar wat hierdie mense van my en van u sê. Kom ek vertel iets vanmôre en jy moet luister wat pastoor sê. It's never over until it's over. Die duiwel kan probeer wat hy wil, kom met sy leuen, sy aanslae, kan doen wat hy wil, kan enige ding stuur, wat ook al hy probeer, it's never over until it's over. Wat God, die Almagtige, die God van Israel, ons God en Vader, het nog die laaste sê oor jou en my lewe. It's never over until it's over. Vat dit wat hy bring teen jou, wat hy gebruik teen jou, vat dit en gaan praat met die Here oor dit. Gaan sê vir die Here hoe jy voel. Gaan sê vir die Here waar dit vandaan kom. Hy weet dit al lankal. Sprei die brief uit vir hom en sê die Here lees dit. Dis wat hulle sê. Hy toets ons om te kyk wat ek hier gaan doen. Onthou, jy's nie alleen nie. Hy's saam met jou. En solank hy saam met jou is, het hy klaar oorwin en het jy klaar oorwin. Kan jy amen sê vanmôre op dit? Ons het klaar oorwin in die staan. Omdat by Jesus Christus leef, is daar hoop vir elke persoon. Hoop vir jou en vir my. Hoop dat ons sal deurkom. Hoop dat die Here ons sal deurdra. Hoop dat hy ons gebed sal beantwoord. Hy het nog nooit verander nie. Amen. Yes. En Jesaja kom terug en hy draai om. Terwyl hierdie man bid en ween voor die aangesig van die Here. Weet jy, mense, ons kom nergens sonder gebed nie. Ons kom nergens sonder gebed nie. En Jesaja kom na hom toe en sê, Jesaja, ek kom net om vir jou te sê. Die Here sê, ek het jou gehoor. Ek het jou gebed gehoor. En die Bybel sê in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en die laar van Jaserius 185.000 verslaan. En toe daai ouens die volgende dag opstaan en regmaak om Juda aan te val, toe is daar niks oor nie, net dooie liggame. In Kronieke sê dit, dat al sy bevelvoerders, owerstes en dapper helde,
het God uitverdelg. Hulle juis wie se monde so groot was, wat hulle koning opgelig het, gesê het, kyk, luister na ons grote koning. Juis hulle wat het gepraat het en die boodskap oorgedra het, hulle was nie meer nie, want die Bybel sê dat God het hulle verdelg. Een engel verstaan 185.000 en soos 'n hond met sy sterktes in sy bene vlug Sanherib terug na sy plek toe, na sy paleis toe in Jerusalem eerste, en die Bybel sê toe daar kom weg van Jerusalem na sy plek toe, en die Bybel sê toe daar kom, toe wag sy seuns vir hom, en sy seuns het hom doodgemaak met 'n swaard. The unstoppable was stopped. And the undefeated was defeated. Man, stop. The unstoppable was stopped and the undefeated was defeated. Wat sê pastoor vanmôre? Ek sê skep moed, sê die Bybel. Ek sê skep moed, sê die Bybel. It's never over until it's over. Skep moed. Solank jy leef is daar hoop vir jou. Solank jy hom dien is daar hoop vir jou. Solank jy hom volg is daar hoop vir jou. Moet nie gaan sit nie. Moet nie gaan weeklaag nie. Moet nie hande ingooi nie. Moet nie bekommerd wees nie. Daar gaan druk op hom. Gaan leun op hom. Gaan sit by sy voete. Vat jou briefie saam, gaan net voor hom neer as die Here lees hier. Hier is die briefie wat hulle vir my skryf. Dis wat jou duiwel gesê het, dis wat ander teen my het, en sê dit vir die Here daarom, hy weet dit nog al reeds wat gebeur het, en glo en vertrou dat die Here jou gaan deurdra en die oorwinning vir jou gaan gee op die einde van die dag. It's never over until it's over. Luister wat pastoor sê vanmôre. Dit is hy wat by jou staan. Dis hy wat jou deurdra. Dis hy wat jou hart vat. Dis hy wat saam met jou pad stap. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat dit doen. Hy's daar. It's never over until it's over. Hy sal jou nie vergeet en begewe of verlaat nie. Hy sal jou nie vergeet nie. Hy sal jou nie een kant toe skuif nie. Hy gaan by jou staan. Al wat ons moet doen, is vertrou in hom plaas dat dit wel ons lewe sal bewerkstellig. Mense. Al sê die dokters wat. Al sê jou skuldeisers wat. Al sê jou bankrekening wat. Sê vanmôre, Here, wie weet my goed is wat ek van nou. Die Bybel sê dat al die goede sonder woorde nie. Nou, die 14.000 € is sê, ek het net een skaapie nou besig verkoop as okay, dis reg vir my. Ek het nie probleem nie. Alles is sin. Kom jy bekommerd wees as alles syne is? Mense wat ek wil sê is 'n dag tot dag battle. Van die son opkom tot by die sonondergang. Verklaar en sê dat groter en sterker as hy is, dan hy wat buite in die wêreld is. Stem saam met my vanmôre. Kom sê dankie vir Jesus. Kom ons staan, sê agter my hand vanmôre. Noem jou naam vanmôre, noem jou naam soos ek my naam noem. Ek gaan dit sê en as jy ek, Pieter Andries Swanepoel, noem jou naam. Gebore 4/9/1951. Noem my geboortedatum. Is Jesus Christus se eiendom. Hy is my eerste liefde. Hy is my Heer en my Meester. Hy is my begin en my einde. My Alfa en Omega. Hy is die redder van my siel. Die besetter van my hart, my groot geneesheer, my voorsiener, my beskermer,
Hy is my alles. Ek dank U vanmôre, Jesus, dat U myne is, en ek is U seun. Jesus die seun van God, Jesus die gesalfde van God, Jesus die leeu die stam van Juda, Jesus die geslagte lam, Jesus die roos van Saron, sy naam is Jesus, Jesus die Nasareëner, hy is myne, en ek is syne. Dankie Jesus, dat ek in U behoort. Ek prys U daarvoor, in Jesus naam. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Yes, Lord. U staan ons vanmôre. En ons weet, dat ons weet. Niemand kan ons anders oortuig, en ons vertel dat daar nie Jesus is nie. Dat ons God en Vader nie leef nie. Niemand nie. Dis hoekom ons vanmôre kom, Here, met 'n oop hart. En U vra om U werk te doen in ons hart en ons lewens. Dat elke vorm van vrees sal verdwyn. Dat elke vorm van duisternis en hulle kettings sal afval en sal gaan. Dat elke gevangene deur in die mense se lewens sal oopgaan. Dat die lig van die Heilige Gees weer sal skyn in hulle lewe. Hulle wat sit op moedeloos vlaktes. Hulle wat sit en wonder wat van die dag van môre. Sal die Here nie by hulle stil staan en 'n wonderwerk doen nie. Jesus, U alleen kan dit doen. Alleen kan die werk doen in elkeen se hart en lewe. En dis al wat ek kan voorbid vanmôre, dat U by hulle sal gaan stil staan en met hulle sal deel. Dat hulle weet hulle is nie alleen nie. Dat U saam met hulle is. En die pad saam met hulle staan. Dankie dat ons vanmôre kan vashou in die beloftes, staan op die woord van die Here wat ja en amen is. Om by einde van die dag hier ons kan ontvang, dit ons vir die Here vertrou, wat ons gevra het in die naam van Jesus Christus. Ek dank U vir hierdie gemeente. Dank U vir elke lidmaat van die gemeente. Ek dank U vanmôre dat die Here ons deurdra en gesond hou. Ek dank U vanmôre, Here, dat U daar is vir ons. Dankie dat ek met trots kan sê, Here, hierdie mense is belangrik vir ons, maar net so belangrik vir U. Bereik U doel in elkeen se lewe is my gebed vanmôre.